Dis weer eens 'n hartlike goeiemôre hier vanaf Oasis FM Radio op 89.8 en ons bring vir jou lewende water wat verkoop, vernuwe en dan ook sommer nuwe groei bring. Jy luister na die program Eer aan God met die gasheer Gabriel van Eden en in die ateljee saam met my is Andrew en Johan. Hulle is van Rugby Players for Jesus. So Andrew, kom ons begin sommer by jou. Geef ons so 'n klein bietjie agtergrond wie jy is en hoe het jy betrokke geraak by Rugby Players for Jesus? Môre Gabriel, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink ons steeds die tweede keer waar ons hier is en dit is altyd lekker om hier te wees. Ja, Rugby Spelers vir Jesus het in 2023 het die Here dit op my hart gesit om die beweging, noem dit wat jy wil, te begin. Ja. As gevolg van die talent wat hy my gegee het as 'n rugby speler. Ek het 11 jaar of 11 seisoene, 11 jaar vir die OP gespeel, 128 Yes. Ons is by kerke, ons het nou gekom by die platteland dorpies, ons is al soms het Oos, Jansenwil, en ons het nou net teruggekom van Middelburg af, waar ons by die mense gaan deel, ons getuienis en ons net die evangelie met hulle te deel. Ja, ek het julle gevolg of ek volg julle nog steeds op Facebook en ek kon sien daar het mooi dinge in Middelburg gebeur. Lig ons so een of twee van die situasies en die voorreg wat julle daar gehad uit aan ons luisteraars. Ja, ons het die donderdag aangekom, die 11de, en ons is toe by ons eerste skool gaan besoek in Rossmead, en dit is 'n area daai wat baie hulpbehoevend is, en die gemeenskap sukkel daar met werkloosheid, daar's dwelms, daar's drankmisbruik, so al die areas waar die mense regtig afgetrek word, en ons het die voorreg om daar te gaan deel met die kinders, en van die ouers was ook daar, wat eintlik lekker was, ons kon met die ouers praat en met die kinders. Ja, soos ek sê, ons is toe later aan, die Vrydag het ons 6 ander skole besoek, en ons het by hulle bedien, en dan ons het 'n jeugaand gehad, ons het ouerhuise gaan besoek. Ons het eintlik die geleentheid wat ons rugby spelers kon deel met van die sportklubs in die area, en die afrigters en baie van die toeskouers wat daar elke Saterdag kom kyk, het hulle daar saamgedrom in 'n saal en ons kon met hulle deel die evangelie. Dis wonderlik hoe die Here vir ons talent gee, soos in jou geval om 'n goeie rugbyspeler te kon wees, en nou gebruik jy daardie vaardighede of agtergrond of ondervinding om ander mense wat dieselfde talent het, net te kan positief beïnvloed en motiveer. Nee, dit klink vir my wonderlik. Baie dankie. Oor na jou toe, Johan. Goeiemôre van my kant af. Ja, ek het ook die voorreg gehad om in 2023 het ek net skielik besluit ek gaan nou aftrek, ek het nou klaar gewerk, en toe in 'n week daarna toe bel Andrew my, en ek en hy ken mekaar nou jare al van rugby af, miskien al te mekaar gespeel, maar nooit kontak gehou nie, maar hy bel my toe en hy sê, is Andrew Johnson? Ek sê, ja nee, ek ken vir jou, en hy sê toe vir my, ja, wil jy deel raak vir Rugby Players for Jesus, en ek het onmiddellik ja gesê, want dit het ek net, my gees net gevoel, dit is die regte plek, die regte ding om te wees. Ja. En ja, so het ek toe aangesluit in 2023, en soos het is, almal op die groepie het maar sy ding, en ek is maar een van die ouens wat maar die getalle hou en so aan, en ek wil net sê dat in 2025 het ons net so oor die 4000 mense het ons bedien by verskillende plekke, skole, soos hy gesê het, ouerhuise, kerke ensovoort, besighede. En ek het net gisterand toe ons terugkom van Middelburg af, net so deur die getalle gekyk en so aan, en ons het toe in Middelburg so 5600 mense bedien met die woord. Mensdom. Brand van graad R kindertjies na groot mense. En ek het net daar gesit en besef dat, ja, God is net so groot, en hy het ons geroep, en ek dink net aan die versie wat die Here sê, dat wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe sê ek, Here, hier is ek, stuur my.
En ek wil ook sê ook net in daai 5600 mense wat ons besoek het ons omtrent so plus minus 540 mense wat 'n besluit gemaak het om die Here aan te neem. Prys die Here, man. En dit, soos ons altyd sê, al gaan ons net vir die een persoon, sal dit die moeite werd gewees het, en daar's 540 mense. Maar ek wil net terugvat na Januarie, hierdie jaar, die 3 Januarie, ek is besig met die gebed van Jabes, en ek het daar deurgegaan, en ek is besig om die Here te praat, en ek het die 3 Januarie, toe sê ek vir die Here, Here, ek wil hê dat U ons grondgebied moet vergroot, en dat U 2025 moet vat en het verdubbel. Nou, soos ek gesê het, ons was by 4000 gewees vir 2025, so ek het gekyk na 8000 hierdie jaar. Ons trek nou in Junie, en ons is amper by 8000 alreeds vir hierdie jaar. Here. Toe het ek maar gisteraan die besluit, Here, ek het eintlik 'n fout gemaak, ons moet dit vertrippel het. So ons kyk na 12000 nou. Ja, dis vir my so kosbaar, jy weet, ons Hemelvader het net iemand nodig wat 'n hand opsteek en sê, Here, hier is ek, gebruik my. En die oomblik wanneer ons gawes en talente aanbied, dan kan die Here ons begin gebruik tot eer en verheerliking van sy naam en uitbreiding van die koninkryk. Ek het al baie keer gedink, as een persoon net elke dag iemand anders na die Here toe nooi en hom help om sy lewe vir die Here te gee, en daardie persoon gaan weer en hy gaan doen dieselfde. Dink net, as elkeen van ons die wonderlike voorreg wat die Here vir ons gee om medewerkers in die koninkryk te kan word, nie te sê, dis reg Here, gebruik my, en jy neem iemand op die pad van geregtigheid, en ek hou baie van Matteus 6:33 wat sê, soek eers die koninkryk van God, mag dit jou nommer 1 behoefte wees, en daarmee saam die belangrike een, en sy geregtigheid. Met ander woorde, soos wat ons blootgestel word aan die woord, kan ons die woord bestudeer, daaruit leer, dit dan praat, en uitleef met 'n pragtige positiewe hart, en dit gee ons Vader die reg om namens ons groot dinge te kan doen. En ek dink baie keer hierdie magtige God wat hemel en aarde geskep het, kom na sy skepping toe, na sy mense toe, en hy sê vir hulle, kom, wees 'n medewerker in my koninkryk. En dit laat my ook sommer dink aan Moses, wat die Israeliete uit die slawerny of Egipte uitgelei het. Ek bedoel, hy het nie Moses nodig gehad nie, maar op die ou einde het Moses se gehoorsaamheid daartoe gelei, dat God die Rooi See kon oopmaak, en die Israeliete kon deur die Rooi See trek. En die woord sê ook, en God het die strydwaan se wiele afgehaal, sodat hulle dit met groot gesukkel kon bestuur en deur die see, en dis hoekom hulle daar gesterf het. Maar God het 'n Moses nodig gehad, wat bereid was om sy staf oor die Rooi See te hou, sodat hy die see kon oopmaak. En dis vir my so mooi van julle ouens wat hierdie naweek wat verby is, aangemeld het op Middelburg en gesê het, Here, hier is ons, gebruik my. Oor na jou toe, Andrew. Ja, Gabriel, weet ons is 'n span van so 27 wat Middelburg toe gegaan het, en ons het daar so baie mense daar gekry wat ons geseën het. Ja, die gemeenskap daarso was oop arms, die kerke, die skole, en dit is so lekker om net daar te kom, en jy weet jy is in die guns van God deur die mense wat ook daar bly. Jy weet, ons is daar weg Sondag met 'n gejuig, maar ek glo dis nie die laaste keer wat ons soontoe gaan nie. Die gemeenskap daar het 'n regte behoefte. Jy weet, die dwelms, en jy weet, daar's kinderprostitusie, dis is ongelooflik, die plattelandse dorpe, ek het eintlik skrikwekkend as jy sien wat eintlik agter die skerms aangaan daar, en dis hoekom ek glo die Here ons nou daai missie gegee het om miskien platteland dorpies te besoek, en net daai hongerte en dors wat mense het daarso, hulle het regtig daai honger en dors, maar hulle het net nodig mense om saadjies daar te plant, en dit is wat ons wil so graag doen.
En as ek net daai skrif kan lees, ek het dit vandag vanoggend daar met die manne gelees, dit sê hierso in 1 Korintiërs 3 vers 6, het van Paulus, het sê, ek het geplant, Paulus het nat gemaak, maar God het laat groei. Yes. So dit is ons missie daai, ons sal die saadjies plant, ons het daar mense ontmoet daar wat ook passievol is, hulle sal nat maak, glo ek, en dan sal God die groei doen. Ja. Oor na jou toe, Johan? Ja, ek dink net, mijn Andrew ken my nou redelijk goed, ek is maar net ou vir syfers en ek dink baie keer maak mense die lewe net so moeilik, en dit is eintlik heel maklik, as jy jouself net oorgee aan die Here en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek weet nie hoe groot die populasie van Jeffreys Bay is, miljoen mense. Hier is al 'n klompie mense, ek kan ook nou nie vir jou getalle noem nie. Maar kom ons noem dit 1 miljoen mense, Jeffreys Bay, en kom ons sê, hierso is 20,000 Christene hierso in die dorp. Ja. Nou is elkene van hulle een siel in 'n maand na die Here kan bring, handjie 40,000. Dis reg. Die tweede maand het jy 80, dan 160, 320, 640. In 6 maande is die hele dorp geëvangeliseer. En dan vra mense vir jouself baie keer af, maar hoekom is dit dan so moeilik? Hoekom gebeur dit dan nie? En dan moet ons na onsself in die spieël kyk en sê, maar ek is deel van dit. Ja. En ek moet net gaan in, ek lees vanoggend in Lukas 21 waar Jesus vir sy disippels gesê het, hulle sal julle voor die konings en keisers bring, maar weet dit, in daardie tyd sal ek julle presies sê wat om te sê. En dit is wat ons moet doen, is dat ons moet net gaan. En ek weet, ek is nie 'n baie goeie spreker, ek praat nie baie sommer voor mense nie, maar die tye wat ek kan gebruik is dat ek moet net daar staan as 'n instrument in God se hande en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ja. En dan doen God die werk deur jou. Ja, ek onthou eendag het die Here vir my gesê, ek wil jou mond gebruik soos 'n konveierbelt. Gee jy nie die woord, ek sal die volgende woord vir jou verskaf. Maar jy sien, 'n mens is baie keer, ek wil my hele storie hê, ek wil my storie agter mekaar hê, ek wil nie gaan hakel en sukkel nie, ek wil glad praat. Maar al wat Vader nodig het, is 'n gewillige dienaar, iemand, soos wat jy nou gesê het, Johan, wat bereid is om op te staan en gebruik te word tot eer van sy naam. En toe ons hierdie program begin het, so jare wat terug, het die Here ook vir my gesê, die program se naam moet wees, eer aan God, want alles wat ons doen, moet tot eer en verheerliking van ons Vader wees. En as ek so na julle twee manne luister, kan ek hoor, jou lewe, toegewy, oorgegee in die hande van die Vader, tot eer van sy naam. Amen. Hoor na jou toe, Andrew? Ja, jy weet, Gabriel, ons het, my ander situasie wat ek in is dat die liggaam van Christus het 'n plig. En jy weet, as jy praat van die liggaam van Christus, en ek dink is in Korintiërs wat hulle sê, dat ons almal is deel van die liggaam. En soos ons nou gesien het, nou met in Middelburg, was daar 27 mense, manne en vrouens, en elkeen het iets na die tafel toe gebring, en dit is maar hoe die Here werk, soos Johan ook sê, so, hy is nou nie ou wat wil praat nie, en daar is ouens daar wat hy gawe het, maar op die ou end, solank ons almal net bieg na die hoof wie Jesus is, dan die liggaam van Christus sal moet saamwerk, en ek dink dit is waar, die tyd waar ons nou in is dat die eenheid is so belangrik, dat ons kan eenheid toon in die liggaam van Christus. Ja, ek dink, as ons as sy kinders kan hande vat, en ons vorm hierdie kosbare kombers van Jesus liefde reg oor Suid-Afrika, gaan mense sê, ek wil dit hê. En iemand sê vanoggend vir my, jy weet, mense kyk nie net na wat jy praat nie, hulle kyk na ons optrede. Hoe anders tree jy op? En 'n ding wat ek ook maar net besef het, wanneer dinge verkeerd loop, hoe reg tree jy op? Of laat jy ook maar net gaan? En soos hy ook een keer gesê het, man, I just want to give him a piece of my mind. En nou kom op 'n punt wat as dinge verkeerd loop, moet jy dit baie mooi hanteer, sodat jy 'n
positiewe getuienis vir die Here kan wees. En is so goed om te hoor dat julle 27 manne gewees wat die bediening hanteer het hierdie naweek daar op Middelburg. Dis net lekker om te weet, hier's 'n klomp ouens wat sê, ek meld aan, Here, gebruik my. Amen. Johan? Ja, ek dink, nou weet jy van die manne praat, is een van ons groot mikpunte is op die manne gerig. Want ek glo, ons glo as rugby speel vir Jesus, as die man, die pa in die huis, Yes. reg is en op die pad is, dan kan dit vir die vrou en die kinders soveel makliker wees. Yes. Ek dink ons het in hierdie land, en ek dink wêreldwyd het ons hierdie probleem, dat die manne staan nie op nie. Ja. Die manne word nie meer erken as die vader in die huis nie. En ek gaan nou nie kerke noem en so nie, maar 'n vriend van my het my eendag vertel dat hy sit die een Sondag in die diens en hy tel die manne in die kerk, en hulle was omtrent 120, 130 mense in die kerk daai Sondag, en net 17 van hulle was mans gewees. Yes. En dit is so hartseer dat wat as die pa nie daar is en opstaan nie, die kinders luister net en hulle gaan net aan, en ek dink dis een van die grootste probleme wat ons tans in hierdie land van ons het, is dat daar's nie manne wat opstaan nie, en dit is een van ons doelwitte, is om die manne te bereik en te sê, man, staan op. Yes. Yes. Maak 'n besluit vir Jesus en vertrou hom vir alles wat jy doen, en ons hele lewe gaan oor keuses. En mense maak verkeerde besluite. Ek het ook al baie dom besluite in my lewe gemaak, maar een van die goeies wat ek gedoen het, is die dag toe ek in September 1989 my hart vir die Here gegee het. Ja. En daarvandaan is my lewe net heel anderste. Het ek nog verkeerde besluite geneem? Ja, seker. Maar ek het ook baie goeie besluite geneem. Deur die gewil en die genade van God het my gebring tot waar ek nou vandag kan wees. Ja. Sien, so moet ons lewens leef tot eer van ons Vader, dat wanneer hy jou geroep het om aan te meld, dan soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, jy word 'n nuwe skepping in Christus. Al die ou dinge is verby. Kyk, alles het nuut geword. En hier is jy, hierdie nuwe man in die hande van die Here om sy naam groot te maak. En dan die wonderlike pad wat ons stap, dit gaan baie keer, ons moet ophou weerstand bied. En ons moet net eenvoudig oorgee en sê, Here, hier is my lewe. Ek hou baie van Lukas 9 vers 23 waar Jesus die mense geroep het en gesê, en toe sê hy vir hulle, indien enige van julle my wil volg, moet jy jouself verloon, elke dag jou kruis opneem en my volg. So ons word volgelinge. Ons stap agter ons Jesus aan en ek sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ja, net om aan te sluit by Johan oor die manne. Jy weet, ons het vrouens ook betrokke by rugby spelers vir Jesus. Ek wil dit ook net noem, dat baie van ons vrouens is deel van ons, as ons gaan bedien by plekke. En, maar die mans se plek moet regtig, in die tyd wat ons nou leef, moet hulle regtig hulle regverdige plek inneem. Want jy weet, baie mense in die kerk soek revival, soos die Engelsman sal sê. En ons het nou Sondag 'n boodskap gehoor, dat, jy weet, almal wag vir revival om in 'n kerk te gebeur, maar as die man in sy regverdige plek is, en dan sal die vrou outomaties daar wees, en die revival sal begin in die huis. En dit is 'n belangrike ding, dat elke Christen man moet besef, die onus is op ons. Jy weet, daar is ook tot 'n skrif in Timoteus wat sê, as 'n man nie sy vrou eerbied nie, en sy gebede sal nie eens gehoor word nie. Ja. So dit is so kragtig, dat 'n man in lyn is met God se wil. En baie keer, ek weet vir 'n feit, manne moan en sê hulle vrouens is dit, hulle vrouens is dat, maar die vrou is 'n beeld van die man. So die man moet in sy plek wees, en dan sal die vrou ook net volg. Ja, dis so mooi, en jy weet, as mense dink aan hierdie klomp rugby spelers, die manne, dis vir my so inspirerende voorbeeld, dat hierdie manne sê, Here, ons is reg, gebruik ons. Oor na jou toe, Johan. Ja, ek sit nou net hier so in, ek weet, dit kom net my op, daar's iemand op buitekant wat sit en luister, en is 'n man.
En hy sê dat dis miskien vir jou maklik om te praat, jy ken nie my omstandighede nie. Yes. Ek wil sê jy is doodreg, ek ken nie omstandighede nie. Ek weet nie wie jy is nie. Ek weet nie waar jy gegaan het, ek weet nie waar jy besig is om te gaan nie. Maar ek wil vir jou sê dat daar is hoop vir jou by Jesus Christus. Hy het die prys betaal en al wat hy vra vir jou is kom na my toe net soos wat jy is. En hy gaan vir jou rus en vrede gee. So ek wil hê dat terwyl jy daar sit nou, die persoon, sonder jouself net af en sê net Here, hier is ek. En gee alles oor aan hom. Ja. En ek glo en vertrou dat jy gaan 'n geweldige ontmoeting met God hê en jou lewe gaan verander. En dit gaan nie in 'n oogwink verander. Alles gaan nie sommer net van selfs môre regkom nie. Maar jy het nodig om aan te werk. Maar vertrou God dat hy is daar en hy wil jou help. Ja. Ek het hier 'n paar notas gemaak om toe te laat dat God jou verander, beteken nie jy word iemand anders nie. Dit beteken jy word die mens wat hy jou van die begin af bedoel het om te wees. So, jy begin wandel in dit wat God vir jou uitgesit het en jy gaan neem daardie rol en daardie posisie in. As ek net daar kan inkom, Gabriel, jy weet, ek het op 48 het ek 'n ontmoeting met Jesus gehad. Dit was laat in my lewe. So daar het ek 'n Damascus experience gehad toe God my omgedop het. Ja. Maar kan ek jou sê dat ek was heeltemal deur mekaar die volgende dag, want ek het nie geweet wat my getref het nie. Maar toe besef ek dat elke man of persoon kry gawes van die Here. Maar soos ons almal 'n vrye wil het, soos jy gesê het, vat jy daai gawes en jy kan dit of vir die koninkryk gebruik of jy kan dit vir die duister gebruik. En ek het na my bekering toe besef ek dat die gawes was altyd daar. Ek het dit net misbruik. Ja. En selfs met rugby en die manier wat ek mense gehanteer het. Maar toe ek na my bekering toe sê die Here vir my duidelik, nou gaan jy daai selfe eienskappe wat ek vir jou gegee het met jou geboorte, gaan jy nou net oordraai. En jy weet, ek was 'n man in die wêreld wat nooit grys areas gehad het nie. Ek was of swart of wit. Ja. En ek het dit misbruik in die wêreld, want ek het 'n gees van revenge wat ek gehad het. As mense by my swaarde gekry het, sou ek hulle teruggekry het. As ek hulle teruggekry het, sou iemand anderste. Sure. Maar toe na my bekering, toe sê die Here draai jou aan 'n wang, toe verstaan ek nou dat die liefde, the unconditional love of God is nie die liefde wat die wêreld ken nie. Daar is nie voorwaardes met sy liefde nie, jy moet net gefokus bly op hom. Ja. En toe sê hy vir my, nou doen jy, daar is nie grys areas in jou loop met die Here nie. Jy is of warm of jy is koud. Amen. En Amen. Openbaring 3:16 sê dit duidelik, as jy nie warm is nie, as jy nie koud is, die spoeg hy jou uit. Ja. So daar het ek nou daai passie weet hernie met die eienskap wat hy my gegee het, maar nou net vir die koninkryk. Ja. Daar is geen grys areas nie. Of jy dien die Here of jy dien die vyand. Daar is nie 'n tussenin weg nie. En dit is vir my so wonderlik, baie keer dink mense ek is nou 'n goeie gawe kerksmens, maar as jy nog nie die oorgawe vir die Here gemaak het nie, dan is jy eintlik besig om die koninkryk van die duisternis uit te brei. Terwyl jy nou so praat, ek het 'n nota hier gemaak. Hoe weet jy God het jou verander? Nie omdat jou probleme weg is nie, maar omdat jou reaksie op die probleme anders is. Amen. En dis presies hoe die Here wil hê. Almal kyk na ons en die mense sien die probleme in jou lewe, maar hoe jy daarop reageer, maak of breek verhoudinge en dit bou die koninkryk uit. Want baie keer het 'n mens mos maar hierdie ou dingetjie in jou en jy dis met ek doen wat ek wil doen en ek gaan nie dat iemand vir my sê ek is verkeerd nie en ek wil ook nie reg gehelp word nie, want as jy vir my wil reg help, sê jy eintlik vir my ek is verkeerd en ek is nie verkeerd nie. Dis hoekom ons lewens as getuienis vir God so belangrik is, dat wanneer 'n man na jou kyk en hy sê, nee, ek sien hierdie Andrew is 'n bietjie anders. Hy is nie sommer net 'n gewone ou nie. Die manier hoe hy die situasies in sy lewe hanteer, die reaksie is
vir my 'n inspirasie. En dit is ook my droom dat elke man, elkeen wat by Rugby Players for Jesus is, so hulle lewe sal lei, dat mense sal sê, Andrew, ek hou jou nou al die laaste 5 jaar dop. Ek sien jy het regtig, jy's anders. Hoe werk dit? En dan kan 'n ou die geleentheid gebruik maak. Johan, hoe antwoord jy so iemand as hy na jou toe kom en hy sê vir jou, Johan, ek sien jy's anders. Wat sê jy vir so 'n ou? Wel, ja, wat ek vir ou kan sê is, jy het my miskien nie geken 'n jaar terug of wat ook al, toe ek anders was. Maar die dag toe ek met Jesus Christus ontmoet het, as ek dink net aan 1 Johannes 1 vers 9 wat sê dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe Ja, en van alle ongeregtigheid te reinig. En dan wil ek vir 'n persoon net sê is dat jy kan kyk na my en ja, daar gaan tye kom wat jy miskien teleurgesteld gaan wees in die optrede en dit wat ek doen en dink en sê miskien. Maar ek dank die Here dat ek het 'n Vader wat my vergewe en ja, ek probeer net, ja, my oë gerig op hom hou en ek wil ook vir mense net sê dat jy het God nodig in jou lewe en 'n mens kan nie net op 'n dag kom en 'n besluit maak nie. Dis 'n groeiproses. Jy het nodig om van dag tot dag die woord te lees, in gesprek te wees met God en dan net sy werk te doen, dit waarvoor jou geroep het, want ons sit met 'n wêreld wat baie ver van God af weg is en ja, ons sukkel met mense en ons sukkel met issues en probleme, maar as ons Vader aan ons kant is en hy is aan ons kant, dan kan ons die wêreld oorwin. Want hy het ons meer as oorwinnaars gemaak. Ja, so ek wil vir mense sê dat as jy na my kyk, moenie my foute raak sien nie, sien eerder die goed raak in my lewe wat God verander het in my lewe en as hy iets wat mense plaag, ek dink altyd, gaan na die persoon toe en praat met hom en sê, hoorie, dit wat jy gedink het of gesê het of gedoen het, dit het ons 'n bietjie teleurgesteld en miskien het hulle dit heeltemal verkeerd gesien of verstaan, maar dan kan jy daaroor praat en ja, so kan ons mekaar aanhelp en bemoedig. ja. Jy weet, ons as mens dink as jy nou 'n ou 'n nuwe laagie verf gee, dan is alles is nou, dit lyk mooi, dit lyk afgerond, maar die Here stel nie belang in 'n nuwe laagie verf nie. Hy stel belang in 'n nuwe mens. 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê jy word 'n nuwe skepping en die ou dinge is verky. En soos wat ons lewe begin leef, begin ons vrees oorkom. Want dit is 'n ding wat vandag se dae op almal se mond is, maar daar is 'n mate van vrees en mense spreek dit uit en dit is presies waarvoor die vyand wag. As mense begin vrees spreek en doodspreek, dan het die ou vyand reg in ons lewe. Oor na jou, Andrew. Jy weet, Gabriel, ek kan jou een ding sê, ek het 'n passie vir die woord wedergebore. Want daar's so baie mense wat daar buitekant met die label as Christen rondloop. En net soos ek geen grys areas het in my lewe nie, het ek 'n passie om wat God in my lewe gedoen het, om vir die mense te sê, jy kan nie die Here halfhartig dien nie, net wanneer jy hom wil hê nie. Hy is nie 'n spaarwiel nie. Hy is daar om jou te help wanneer jy dit nodig het en jy dit meeste van die tyd elke dag nodig. So daai term wedergebore was vir my 'n massiewe omdraai in my lewe, want baie van my makkers en my vriende, as jy hulle konfronteer en jy sê, jong, hoe gaan dit met jou geestelike lewe, dan sal hulle jou so kyk en sê, nee, los my, ek het my kerk, ek lees my Bybel, ek bid, en dan is dit vir hulle genoeg. En ek wil net vir die mense sê daar buitekant, dat ons kan nie met een voet in die wêreld en een voet in die koninkryk lewe nie. Dit's all or nothing. Ja, dis so die beste van beide. Ja. Jy weet, as sekere mense jou nooi vir hierdie aktiwiteit of vir daai naweek sê jy's reg, ek is daar en jy gaan geniet jouself. Volgende naweek doen jy dalk weer 'n kerkkamp, maar jy so die beste van beide wêrelde wat natuurlik nou vir jou pas, maar dis nie waar dit gaan nie. Die woord sê jy moet in jouself sterf en jou lewe oorgee. Ja, ek dink net in die skrifgie kom nou op in my Romeine 3 vers 23, van ons almal het gesondig
en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar dan Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Maar dan verg dit van ek en jou om iets te doen. Ons het nodig om na God te gaan, 'n sondebelydenis te doen, en hom te aanvaar as Here en Meester van jou lewe. En die oomblik as jy dit doen, dan kom die Heilige Gees en hy woon binne in jou. En ek hou van hy skrif wat sê, dat dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is binne in julle. Ja. En as ons maar net dit kan besef, en dat daai Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is hier binne in ons. Mense, dit is onbeskryflik groot, en ons het dit nodig om te weet dat, maar dan dink ek aan, soos elektrisiteit, as jy kom, jy sit 'n skakelaar aan, dan gaan die lig aan, en die krag is daar, dit kom aan. Ja. En so het jy ook die Heilige Gees binne in jou, maar daai krag, daai elektrisiteit, as daar nie krag gekoop word en ingesit word in die meter om aan te skakel nie, dan gaan jy na 'n paar dae nie meer krag hê in jou huis nie. Net so met die Heilige Gees het ons nodig om die woord te lees, te bid, met God te praat daagliks, sodat hy daai Gees kan invul van ons, en ons kan begin oorborrel en oorloop. En hoe meer jy dit in jou kry, hoe meer gaan jy dit uitgee. Ja. En die oomblik as jy dit uitgee, gaan jy jou weer vul. So jy sal nooit leegloop nie. Ja. Ons as mens hou nie van verandering nie, want ons het 'n gemaksone waarin ons leef, en verandering is dikwels dis 'n vorm van sterf. Jy moet, om nie te word, moet die oue eers doodgaan. Dis hoekom ons te teestaan, want nou moet jy skielik jou ou lewe in jou manier hoe ek nou maar groot geword het, moet jy nou neerlê, en jy moet die Here aangryp, sodat jou lewe nuut kan word. Andrew, hoe help julle mense om die nuwe lewe in Christus aan te gryp? Jy weet, dit gaan oor die vrug van die Gees. Jy weet, daar's, Ek hou daarvan. ja, jy as jy beweer jy is wedergebore, ons is nie perfek nie, ons sonde nog elke dag, soos Johan sê, maar daar moet tekens wees van die vrug van die Gees. Yes. Ek sê altyd vir die mense, die het al buitekant, die dag toe ek wedergebore geword het, is ek 'n nuwe skepsel, soos jy nou net gesê het. Ja. My DNA het verander. Ek is nie meer die ou Andrew nie. Ek is nou die nuwe skepsel, en die Heilige Gees kom woon in my. En daai selfde Gees wat laat Jesus opgestaan het, is binne my. Ek kry daai pakket met my verklaring en my belydenis en as 'n volgeling van Jesus. Dit is nie 'n bietjie hier daar en 'n bietjie daar nie. Dis die volle pakket. En ek dink as mense dit besef, dan kan jy wandel met die volheid van Christus in jou, en nie dink dat jy nie 'n oorwinnaar is, soos baie keer die mense vir jou sê, jy moet nou 10 jaar gered word, jy moet nou 5 jaar gered word, jy moet die kursus doen. In my oë is dit wat het gebeur daar in die boeke Handelinge, toe die Heilige Gees afkom op die disippels. Hulle het eers gebid, en hulle was bang, gevrees het hulle gevul, hulle gedog die Jode gaan hulle doodmaak, maar toe die Heilige Gees afkom, het hulle verander in die persone wat nie vreesvol was nie. Hulle daar uitgeloop, hulle 3000 siele gewen en gedoop. Ja. En dit was 'n kwessie van, daar's 'n skrif wat ek like, is 1 Johannes 4 vers 4 sê, daai wat in ons is as wedergebore kinders is meer kragtig as wat in die wêreld is. Ja. En wat ek hoor by jou, ek hoor die woord, en ek hoor positiewe uitsprake, en dit is wat mense vandag se dae nodig het. Hulle moet hoor dat iemand wat met hulle praat is positief uit sy hart uit. Ja, ek dink nou net aan die disippels. Hulle het vir 3 jaar saam met Jesus gewandel, en op 'n stadium toe vra Jesus vir hulle, wie sê julle is ek? En toe sê Petrus vir hom, U is die seun van God, die lewende seun van God. Toe sê hy, vlees en bloed het dit in jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ja. En ou sal nou dink in 3 jaar die disippels redelik baie geleer van Jesus, maar die dag toe hulle werklik wel gevul is met die Heilige Gees, het hulle uitgegaan, en onmiddellik het hulle tot mense gepreek, en al 3000 siele tot redding en tot inkeer gekom.
Ja. Wat so amazing is, en dit is net 'n bewys vir ons dat dis nie ons nie, maar die Gees van God wat binne ons is. As Ja. ons uitgaan net om die woord te gaan verkondig, soos wat ons nou gedoen het in Middelburg, ons het gegaan en ons het gaan saai daar, en ons glo en vertrou dat die onderwysers, onderwyseresse, die predikers, die dominees, die pastore wat daar in Middelburg is, wat ons agterweer daar gelaat het, hulle sal gaan nat maak, en God is die een wat sal dit groei. Ja. Julle volgende projek na Middelburg, nou, wat lê en wag vir Rugby Players for Jesus? Wel, ons wil nou net 'n versoek aan almal uitrig. Hulle het nou gehoor ons is nou 'n behoefte in die plattelande. So ons doen 'n beroep op plekke soos Port Alfred en al die dorpies daar buitekant Stateville het ons al klaar uitnodiging gestuur. So enige mens wat nou luister in Joubertina, Langkloof, Yes, daar is 'n behoefte in die Langkloof. Ons het al vorige jare toe ek nog die mannegroep gehad het ons daar gaan bedien. En ek glo dat nou kan ons met 'n ander perspektief kom en die mense wat nou deel is van Rugby Spelers vir Jesus is die Here het mense op ons pad gesit wat met die kinders kan werk, met die ou mense kan werk. Daar's 'n mengelmoes van geliefdes en geesgevulde manne en vrouens. Ja, ek wil gou vir ons net Romeine 12 vers 2 lees. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dit is so belangrik, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. En ek dink ook soos wat julle mense bedien met die woord van God, gaan hulle hoor, wat is die waarheid? En dit is die waarheid, Johannes 8 vers 32, wat die woord sê, ek is die weg, die waarheid en die waarheid jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En dis hoekom dit belangrik is, en ek glo dis wat julle doen, julle bedien die gemeenskap waar julle betrokke raak met die woord van God. Ek wil net sê, ons skrif vir Rugby Spelers vir Jesus is 1 Korintiërs 9 vers 24. Jy sal dit op al ons logos sien en dit lees, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. Amen. So ons is almal in 'n wedloop en ons wil by die eindpaal uitkom. Ja. Ja, soos Andrew gesê het, dat ja, ek weet daar's in die pipeline is daar vir Joubertina, en ja, as ons weet wat die afgelope maand of so gebeur het daar in die Langkloof, ja, ons meer as bereidwillig om te gaan, om mense te gaan bedien en te gaan help en te ondersteun en by te kan staan. So is ons ook by 'n paar skole ook betrokke en uitnodigings gestuur vir skole. So ons glo en vertrou dat in die volgende maand of 2 die laaste 6 maande van die jaar, soos ek gesê het, gaan ons nog 8000 mense sien en bereik. Wat ek net wil vra, iemand luister vandag en nou dink die mense, wat is die koste verbonde om julle byvoorbeeld nou op Joubertina of Krakeel of so 'n plek te kry? Wat kos dit om julle daar te kry? Ja, kom ons sê dit so, dat ons het nog nooit vir enige iets gevra nie. Ek is nou baie eerlik as ek dit sê. Die mense se hande is oop, hulle gewoonweg sê hulle vir ons hoeveel mense kom, dan reël hulle blyplek. En soos ek sê, daar is nie 'n koste verbond aan ons bediening nie, maar ons obviously as mense ons wil bless, is dit van die troonkamer af en ons is dankbaar daarvoor. Okay. Ja, ek dink as ek net daar kan inkom, ja, dat soos binne Middelburg uitreiking wat ons gehad het ons 'n budget van omtrent R14,000 het ons gehad. Dit is net vir vervoerkostes gewees, want ons is hele paar gewees, omtrent 7 voertuie wat opgegaan het. En soos Andrew sê, dat die verblyf was gereël en ons was gebless met goeie etes en lekker geëet, lekker gekuier saam met die boerevolk. En ons het op 'n stadium het al mense ons gekontak en gevra, wat is julle budget? En ons het gesê, dit is soveel, ons het soveel ingekry en ons is dadelik gebless met die balans so. Ja. En agterna nog mense gekom, ja. So ons is baie geseënd. Ja.
Wat net vir my ook weer eens uitstaan, ek het nou 'n dingetjie hier raak gelees, dit gaan oor weerstand teenoor oorgawe. Die grootste struikelblok vir verandering is nie ons vermoë om te verander nie, maar ons weerstand om te laat gaan. Dit gaan oor hierdie hele storie wat ou net op 'n punt kom wat jy sê, Here, hier is ek maak 'n oorgawe. Want 'n mens is mos maar 'n oulike dingetjie, jy is nou in charge van jou eie lewe en jy laat nie vir jou sê nie. En nou kom op 'n ou punt wat jy net eenvoudige oorgawe moet maak, dat die naam van die Here deur jou lewe verryk kan word. Nou manne, julle sal dit nie glo nie, ons is besig om na die einde van hierdie program te beweeg. So 'n laaste dingetjie van jou kant af Andrew en ook van jou kant af Johan. Van my kant af wil ek net sê dankie vir die Here, jy weet, toe ons, as die Here in 'n plan is, en hy vat die stuurwiel, dan moet ons net gehoorsaam wees, en ons moet net luister na daai stemmetjie van die Heilige Gees, wanneer hy praat, dan moet ons net volg. Ja, iemand het dit eendag so mooi gesê, hy sê jy gaan koop vir jou 'n pragtige nuwe motor, die beste wat jy kan kry, en jy klim agter in die kattebak in, en jy laat iemand anders toe om die voertuig te bestuur. Jy het nou jou droomryding gekry, maar jy's agter in die kattebak toegemaak, iemand anders geniet die kar, en jy word ingelaai soos 'n stukkie bagasie. En dit is baie keer iets wat ons kan doen, en net kan sê, Here, hier is die stuur, laai my agterin en ek gaan saam. Amen. Ja, van my kant af is net elke oggend as ek my oë oopmaak en so, en selfs deur die nag as ek wakker word, dan sê ek net dankie Here vir nog 'n dag. En dan het ek ook 'n ding wat ek sê is dat I can do all things through Christ who strengthens me, and I'm the righteousness of God. Ja. En ja, daar's baie keer wat ek verkeerde besluite en dinge doen, maar ek is so dankbaar dat ek het 'n hemelse Vader na wie toe ek kan gaan en met hom net kan praat en jou hart kan uitpraat, want hy weet alles. Hy verstaan alles. Hy ken alles. Nog voordat jy aan dink of praat, weet hy al reeds daarvan. Ja. Maar God sit altyd daar met oop arms en sê net, kom net na my toe. Praat met my. En dan moet ons ook baie keer net onthou dat baie keer bid hy oor 'n saak en dan gebeur dinge nie sommer skielik. Ek dink aan nou Josef wat 17 jaar lank het hy rondgebeweeg in tronk toe en allerlei dinge, en daarna het God hom gebruik. So ons moet baie keer met ons 'n bietjie wag. Ja. En dit is altyd nie die maklike ding om te wag nie, maar eer dan sal jy terugkyk en sê, dankie Here dat ek gewag het. Ja, vir my is dit mooi dat die woord sê ook, hy wat wag op die Here ontvang sy krag. Nie jou krag nie. En die oomblik as jy jouself in die neutrale rad posisie plaas wat jy net daar is en sê, Here, ek wag op U vir U krag, want 'n mens is maar geneig om baie kere ding in jou eie krag en in jou eie vermoë te doen. Dankie dat ons hierso by mekaar kan kom en ons kan U naam groot hou. Yes. Elke woord wat gespreek is, hier kom van die hart af. Jy ken ons nood, jy ken ons dinge en goedjies wat ons wil hê, maar dit gaan nie oor wat ons wil hê nie, is hoe ons kan teruggee na U. En ons gee terug met die feit dat ons die woord van jou seun wil uitkry daar, dat die mense na die kennis van Jesus Christus kom. En dit is ons plig as gelowiges om uit die boot uit te klim en op daai water te loop en in die woord te verkondig waar ons kom. Amen. Amen. Nou toe manne, alles wat mooi is vir die pad vorentoe. Ons is opgewonde om nog weer 'n keer daarom saam te kuier hier by Oasis FM, en ons hoop en ons vertrou dat die Here julle magtig sal gebruik, alles tot eer en verheerliking van sy groot naam. Nou toe, alles wat mooi is. Dankie vir die deelname. Amen. Amen.